Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en ons sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ons net gedeeltelik, maar eendag sal ons ten volle ken, soos God ons ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly. Hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God, ons almagtige hemelse Vader, van Jesus Christus, ons Heiland en ons Heer, en van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die skriflesing in hierdie oggend is uit die Ou Testament, uit die tweede boek van die Bybel, die boek Eksodus. Ons lees die 33ste hoofstuk vanaf vers 15 tot vers 18. Eksodus 33 vanaf vers 15 tot vers 18 in my weergawe van die Bybel op bladsy 104 in die Ou Testament. Bladsy 104, Eksodus 33 vanaf vers 15 tot 18. Toe het Moses vir hom, dit is die Here, gesê: As u nie self saamgaan nie, moet ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en u volk u goedgesindheid geniet, as u nie saam met ons gaan nie? Dit is juis deurdat u met ons saamgaan, dat ons, ek en u volk, anders is as al die ander volke op die aarde. Die Here het vir Moses geantwoord: Ook wat jy nou gevra het, sal ek doen. Ek is jou goedgesind en ek ken jou op jou naam. Toe sê Moses: Laat ek tog net u magtige verskyning sien. Net hierdie laaste versie weer. Toe sê Moses: Laat ek tog net u magtige verskyning sien. Tot sover, my geliefde broer en suster, uit die kosbare woord van ons Here. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as 'n mens uitgenooi word om by 'n gemeente te preek, dan leer 'n mens baie oor daardie gemeente net uit die wyse waarop hulle luister na 'n preek en waarop hulle deelneem aan 'n erediens. My preek van vanoggend is 'n bietjie van 'n waagstuk. Dis nie 'n preek wat ek sommer in enige gemeente sou preek nie. Maar ek was nou al so dikwels bevoorreg om hier by julle te kuier, dat ek iets gesien het van julle honger na God, en dit gee my die vrymoedigheid om hierdie preek hier te preek. Ek weet ook ietsie van julle herderspaar om te weet van hulle toewyding om julle na die Here te lei. 'n Professor van my, professor Ferdinand Duist, het altyd gesê: Die Here trek reguit strepe met kromstokke. Wat hy daarby bedoel het, is dat net God die vermoë het om moeilike tye iets sinvols vir sy kinders te maak. Om moeilike tye en uitdagende tye te gebruik om tot ons voordeel te strek. Om uitdagende tye en tye van beproewing te gebruik om sy kinders te laat groei as gelowiges en nader aan hom te trek. Geliefdes, in die tyd wat verby is, in die tyd wat ons steeds beleef, is die mat onder ons voete uitgeruk. Alles het verander. Ons het soveel uitdagings in die gesig gestaar en wie weet hoeveel lê nog voor. Siekte, dood, hartseer, bekommernis, isolasie. Maar ons kan agterkom dat dit wat my ou prof gesê het, waar is. Want ten spyte van die pyn, die seer, die hartseer, die ellende van hierdie tyd, is daar nog steeds soveel wat positief is
wat daaruit na vore kom. Ek dink in hierdie tyd het ons onsself leer ken, soos nog nooit tevore nie. Ons sterkpunte en ons swakpunte. Ons was gedwing om onsself in die oë te kyk. Ons het agtergekom presies wat die randsaakies van ons lewe is, wat nie regtig waar saak maak nie, en ons het agtergekom wat die hartklop van ons lewens is, wat in die middelpunt staan, wat die meeste van alles saak maak. Die van ons wat aan God vasgehou het in hierdie tyd, het nader aan God beweeg as ooit tevore. En hierdie is die waagstuk van hierdie preek, my broer en my suster. Want ek wil nou vir jou sê, as jy nie weet dat God jou hoogste prioriteit, die middelpunt van jou ganse bestaan is nie, as jou honger en dors en begeerte nie na jou God is nie, dan gaan hierdie preek vir jou baie vervelig wees. Dan kan jy maar agteroor sit en 'n uiltjie knip of jou selfoon uithaal en 'n speletjie speel of miskien nou al 'n teetjie gaan drink. Exodus, die woord beteken uittog, die uittog van die Israeliete. Die Israeliete het in Egipte 'n groot en 'n sterk volk geword en dit het goed gegaan met hulle in Egipte, totdat 'n ander farao aan bewind gekom het, wat nie vir Josef geken het nie. Hy het gekyk na hierdie volk wat tussen sy mense woon, en hy het hulle as 'n bedreiging gesien. En daarom het hy begin om hulle te gebruik as dwangarbeiders, om vir hom stede te bou. Hy het hulle aangewend as slawe, en omdat hierdie volk so gegroei en in getalle toegeneem het hy opdrag gegee dat die seuns wat gebore word onder hierdie volk doodgemaak moet word. Ons ken almal die pragtige verhaal van Moses wat in 'n biesiemandjie weggesteek is en uiteindelik deur 'n farao se dogter ontdek is, wat hom grootgemaak het in die paleis van die farao, amper soos 'n Egiptenaar. Maar op 'n dag, toe Moses al die paleis van die farao verlaat het, toe plaas God sy hand op hierdie kind. Toe roep God vir Moses en hy gee vir hom 'n baie spesifieke opdrag. Hy sê vir hom, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem, daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. God het die ellende, die swaar kry van sy volk, sy kinders raak gesien. En van toe af, geliefdes, rol God die een wonder na die ander voor die voete van sy geliefde volk, van sy kinders uit, om hulle uit die mag van Egipte en uit slawerny en onderdrukking te bevry. Moses, vir wie hy geroep het as leier van hierdie volk, doen wonderlike tekens voor Farao. Hy onderhandel met die Farao ten tye van die 10 plaae en uiteindelik gee die Farao instemming. Die Israeliete kan trek. Maar skaars het hulle weggetrek of die Egiptenaars agtervolg hulle slawe wat hulle so lekker aangewend het. En dan sê die woord van God, maar die Israeliete het onder die beskerming van God verder getrek. Voor hulle elke dag het 'n engel van die Here getrek. Voor hulle bedags was 'n wolkkolom, in die nag 'n vuurkolom.
om vir hulle die regte pad aan te dui, om vir hulle te beskerm, om hulle te verseker, die teenwoordigheid van God is dig by hulle. En dan ewe skielik, met die Egiptenaars op hulle hakke, kom hulle by die Rietsee. En wat nou gemaak? Ons lees, hulle was baie bang en het benoud na die Here geroep. Ons kan hulle ook nie kwaadlik neem dat hulle benoud was nie. Geliefdes, en dan leer ons al klaar presies wie en wat hierdie volk is. As hulle begin kla en begin murmureer, hoekom het julle ons uit die land Egipte gebring, net om hier in die woestyn te kom sterwe? Maar Moses praat hulle moed in en sê dat die Here wat nog altyd by hulle was, steeds by hulle sal wees. Nou neem die engel van die Here wat voor hulle getrek het, 'n plek in op die agterhoede, tussen hulle en die Egiptenaars. Ook die wolkkolom, die magtige teenwoordigheid van die Here, is nou op hulle agterhoede. God gee vir Moses die opdrag, steek jou kierie uit oor die waters van die see, en as Moses dit doen, dan vorm daar 'n kloof in die water, sodat die Israeliete droogvoets kan deurtrek. Die Bybel sê dit so mooi, die hele nag het God met 'n sterk oostewind die water op sy gedruk, om te verseker dat sy kinders veilig kan deurtrek. Toe hulle veilig deur is en die bedreiging van die Egiptenaars weg, toe sing Moses en die volk vir God 'n danklied. Maar die dankbaarheid van die Israeliete het maar nooit baie lank gehou nie. Gou het hulle begin kla, ons is in die woestyne, dit reën nie, ons is dors. Hulle kom by 'n waterbron aan, maar die water is bitter en hulle kan dit nie drink nie. Ons is dors, gee vir ons iets om te drink, kla en murmureer hulle. God gee opdrag en Moses gooi 'n stomp in die water en die bitterwater by Mara word soet. Hulle kan drink en hulle dors les. Dan lei hulle goeie God hulle na die pragtige plek Elim, met 12 fonteine en 70 palmbome, waar hulle 'n bietjie kan uitspan, waar hulle 'n bietjie kan rus en hulle batterye herlaai. As hulle kla dat hulle honger is, dan stuur hy manna en kwartels, en as hulle weer kla dat hulle dors is, kom daar vir hulle water uit 'n rots. En dan, my broer en my suster, presies 3 maande nadat hulle weggetrek het uit die slawerny van Egipte, dan kom hulle aan in die Sinaï-woestyn, en in die Sinaï-woestyn is die Sinaï-berg, die berg van die Here. Wat 'n magtige vertoning moes dit nie gewees het nie, want rondom hierdie berg is daar dreunings, weerligstrale, donderslae. Daar hang 'n donker wolk oor die berg, daar kom rook uit die berg, en daar is die geluid van 'n ramshoring. Die Here kom in vuur af na sy heilige berg. Die hele berg skud, en weer eens styg die rook op vanaf die berg. Die volk was in totale ontzag oor dit wat hulle gesien het. Hulle hoor die ramshoring harder word, hulle hoor die stem van God wat in die donder weer praat, en hulle sê vir Moses, praat jy asseblief net met God, want ons is bang. En dan breek daar 'n plegtige oomblik aan. 'n Oomblik wanneer God met sy kinders praat en vir hulle sê, julle het gesien wat ek aan Egipte gedoen het, en hoe ek julle soos op arendsvlerke veilig gedra en na my toe gebring het. As julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk aan my gewy, 'n koninkryk wat my as priesters dien, en 'n gewyde nasie,
Die hele aarde behoort immers aan my. En die Israeliete het geantwoord, alles wat die Here gesê het, sal ons doen. Laat ek dit weer lees en laat ek dit aanhaal. Daarna het die volk soos een man geantwoord. Alles wat die Here gesê het, sal ons doen. So in hierdie plegtige oomblik sluit God en sy volk 'n verbond met mekaar. En dan gaan Moses teen die berg op. Moses alleen. Die Here gee die opdrag dat geen mens of dier aan die berg moet raak nie, want dit is te heilig. Moses gaan teen die berg op, want God skryf met sy vinger op 2 kliptafels die wet neer vir sy volk, sy verbondsvolk, om hulle veilig te hou, om hulle op die regte pad te hou. Maar terwyl God en Moses op die berg van die Here is, doen die volk en Aaron iets verskrikliks. Hulle doen iets wat ongelooflik is as ons terugdink aan al die wonders wat God voor hulle voete oopgerol het, hoe hy hulle, soos hy self sê, op arendsvlerke gedraai het en veilig na hom toe gebring het. Aaron en die volk is besig met 'n vreeslike sonde voor die God van hemel en aarde. Terwyl God en Moses op die berg is, dans hulle rond voor 'n goue kalf. Vanaf hoofstuk 32 is daar soveel wat ons kan leer. Die volk kom in ongeduld na Aaron toe, Aaron die geestelike leier, en sê vir hom, Moses is nou al so lank op die berg, dit klink nie vir ons asof hy weer afkom nie, ons sal self moet plan maak. Daaruit leer ons, geliefdes, hoe ons as mense partykeer ongeduldig kan raak, as ons wag op die koms van die Here, en dit lyk vir ons asof dit talm. Hoe ons partykeer sake in ons eie hande kan neem, en dit ons kan lei om groot foute te begaan. En dan, as die volk so by Aaron kla, dan sê hy, die geestelike leier van die volk, bring vir my al julle goue juwele. Hy smelt dit saam en hy maak 'n goue kalf. Voor die kalf bou hy 'n altaar en hy sê vir die volk, môre sal ons voor hierdie God fees vier. En weet julle wat sê die kinders van Israel? Die God wat gemaak is, hierdie beeldjie, hierdie bul wat gemaak is uit hulle juwele, hierdie is die God wat ons uit Egipte gebring het. Want geliefdes, dit is hoe groot die skade kan wees van 'n geestelike leier wat doen wat mense van hom verwag, wat gewild wil wees by mense, in plaas daarvan om te luister na die woord en die wil van die God wie se verteenwoordiger hy is. Ons kan leer van die verskriklike groot ironie, dat toe God daar op die berg besig was om die 10 gebooie te skryf, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Toe is die Israeliete en hulle predikant besig om voor 'n goue bul, 'n afgod, te dans. Ons kan leer dat 'n mens partykeer so bang is vir 'n onbekende toekoms, dat jy vasklou aan die verlede, al was die verlede hoe sleg. Want verstaan, hierdie bul wat hulle gemaak het, wys terug na 'n God wat hulle in Egipte aanbid het. Apis, die heilige bul van Egipte, die God van vrugbaarheid en krag en sterkte, van lewenskrag, die simbool van Farao self. En hierdie bul sou kort sy verskyning maak,
in die geskiedenis van Israel, want hy was ook die simbool van die Baal-god wat hulle later sou aanbid. En so terwyl God met sy volk, sy kinders uit slawerny op pad is na die land wat oorloop van melk en honing, vier die volk van God fees in wellus en losbandigheid. Hulle was 'n kort rukkie so bang vir hierdie heilige berg, dat hulle nie naby dit wou kom nie. Nou vier hulle net langs die berg van God fees vir 'n goue bal. 'n Mens kom iets agter van die alwetendheid van God. Want terwyl hy en Moses nog op die berg is, sê hy vir Moses, jy beter afgaan en gaan kyk wat doen die volk wat jy uit Egipte gelei het. Hy weet presies wat aangaan, hy weet presies van alles wat gedoen en alles wat gesê en uitgeheel word by hierdie feesviering. Ons leer van 'n leier wat intree vir sy volk. Want as God sê dat hy sy kinders, die mense van Israel wil doodmaak, wil uitvee, wil verdelg, dan pleit Moses vir die volk, net soos wat 'n predikant vir sy gemeente pleit, soos wat hy intree vir elkeen van julle. Dit is inderdaad een van die wonderlike pligte van 'n predikant. Maar geliefdes, net daarna lees ons hoe dat selfs die sterkste leier partykeer kan knak as hy kyk na die ongeloof, na die ongehoorsaamheid van die mense wat sy verantwoordelikheid is. Want Moses, die wonderlike leier, kom af met die kliptafels waarop God met sy vinger geskryf het. En as hy sien waarmee die volk besig is, dan laat hy hulle val. Ons kan leer hoe dat een gesin partykeer kan sterk staan in die midde van soveel sonde en soveel ongehoorsaamheid. Want as Moses vra, wie is vir God, dan tree die seuns van Levi na vore en hulle word ook die priesters van die volk. En dan hartverskeurend. Die Bybel sê vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Dan lees ons van die harde werklikheid, van die toorn van God, die straf van God oor die sonde. 'n Verskriklike straf volg en die volk het berou, hulle rou en hulle treur. En dan in so 'n mooi skrifgedeelte, 'n skrifgedeelte wat my laat dink aan daardie eerste Grendeltyd toe ons die video's gekry het van mense wat by hulle hekke, by hulle deure staan en sing Amazing Grace, genade onbeskryflik groot. Moses kry opdrag om 'n tent van ontmoeting op te rig. Daar ver, buite die kamp, waar alles doodstil en rustig is. Dis die tent van ontmoeting en elkeen kan na die tent toe gaan om die Here te raadpleeg. Die wolkkolom van God se teenwoordigheid is voor die opening van die tent en as Moses, hulle leier, die tent ingaan na die teenwoordigheid van die Here, dan staan elkeen by die ingang van sy tent en hulle aanbid die Here. Maar geliefdes, die boodskap wat ek vanoggend vir julle wil bring, is nie een van al hierdie wonderlike lesse wat ons kan leer uit die voorafgaande gedeelte nie. In die eerste verse, die eerste 3 verse van hoofstuk 33, sê God vir Moses, vat hierdie volk en trek weg. Trek na die land wat ek julle met 'n eed beloof het, die land van Abraham, Isak en Jakob. Trek uit na Kanaan, die land wat oorloop van melk en honing, want ek gaan julle nie verdelg nie.
ek gee nog steeds vir julle die land wat ek met 'n eed beloof het. Voor julle uit sal 'n engel trek, en hy sal julle beskerm, en die Here noem op al die volke wat hulle sal moet oorwin op hulle pad na Kanaan. Maar dan die verskriklike woorde van die Here. Hierdie is 'n moedswillige, 'n hardnekkige volk. En as ek saam met hulle moet trek, sal ek hulle verdelg. Ek trek nie saam met julle nie. Psalm 30 sê, maar toe u aan my onttrek het, het ek baie bang geword. En geliefdes, ek kan nie anders as om te glo dat Moses in hierdie oomblik so gevoel het nie. Weereens tree Moses die leier in vir sy mense en hy pleit by God. Hy sê, asseblief, sonder u kan ons nie. Maar Moses pleit nie net vir die volk nie. Hy pleit ook vir homself. Want jy sien, iets wonderliks het met Moses gebeur. Van daardie oomblik af, toe hy op dieselfde berg, want Sinaï en Horeb is dieselfde berg. Toe hy daar gestaan het en homself verwonder het aan 'n braambos wat net nie uitbrand nie. Hoe hy nader gegaan het en die stem van die Here gehoor het wat vir hom sê, moenie nader kom nie, want ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. Trek jou skoene uit, want jy staan op heilige grond. Hoe Moses geluister het na dit wat die Here vir hom gevra het om leier te wees vir sy volk. En luister mooi na hierdie woorde, want ons gaan later weer daarna terugkom. Moses het sy gesig toegemaak, want hy was bang om na die Here te kyk. Geliefdes, sedert daardie dag op die berg Horeb, op die berg Sinaï, het God elke dag met Moses gepraat. Al die wonders wat hy gedoen het onder sy volk, het hy deur sy knegt Moses gedoen. Dit was Moses wat sy kierie moes uitsteek oor die water, Moses wat die stomp in die water moes gooi, Moses wat die rots moes aanraak sodat daar water uitkom. En dan lees ons die volgende. Daardie tent van ontmoeting, net Moses kon daar ingaan na die teenwoordigheid van die Here. En luister hierna. Die Here het direk met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend. Die Here het direk met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend. Weereens pleit Moses vir sy volk. Sonder u is ons niks. Sonder u beteken ons niks. Maar hy pleit ook vir homself. Want jy sien, geliefdes, as die Here eers eenmaal sy hand op jou lewe gelê het en jou geroep het om koningskind te wees, is daar geen omdraaikans nie. Psalm 139, U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Psalm 16, Here, U is my lewe. Psalm 73, daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Wat my betref, dit is my goed om naby God te wees. Moses is nie meer die Moses wat daar voor die braambos gestaan het en verskonings uitgedink het. Ek hakel, ek kan nie goed praat nie, ek kan nie die leier wees nie. Van daardie oomblik af het God 'n pad met hierdie kind van hom gestap en 'n hegte,
intieme hoendervleis 1-tot-1 verhouding met God het ontstaan. God het met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend praat. Niks anders is meer vir Moses belangrik nie. Hy wil niks anders hê nie. En dan sê hy vir God, maak my u wil bekend, sodat ek u kan leer ken, en sodat ek kan doen wat u van my verwag. Ek wil u beter leer ken, ek wil weet wat u wil is, en ek wil presies weet wat u wil hê ek moet vir u doen. En geliefdes, dan praat God met hierdie vriend van hom. En luister, wat sê God? Moet ek self saamgaan en vir jou vrede gee? Moet ek self saamgaan en vir jou vrede gee? En Moses antwoord, as u nie saamgaan nie, moet ons nie hier vandaan laat wegtrek nie. Ek sal eerder hier in die woestyn bly, as om weg te gaan van u heilige teenwoordigheid. Ja, dit klink wonderlik, die beloofde land, die land Kanaan, wat oorloop van melk en honing. Maar dit beteken niks, as u nie by my, by ons is nie. Net u teenwoordigheid. Hy soek nie na dit wat God kan doen of kan gee nie. Dit wat Moses beleef is vir hom so besonder, dat hy met sy hele hart begeer om nader aan God te kom, dat hy met sy hele wese wens om te weet presies wat God van hom verwag. Hy wil 'n dieper verhouding met God hê, inniger en hegter, nie vir wat God kan gee of doen nie, maar vir wie en vir wat God in sy lewe is. Ek begeer meer van God in my lewe. En onmiddellik beleef Moses iets nuuts van hierdie groot almagtige God, want sy toorn oor die sonde is 'n skrikwekkende realiteit. Maar sy genade, dit breek altyd deur en dit tel hom nie. Psalm 30, waarlik u toorn duur net 'n oomblik, maar u goedheid lewenslang. Klaagliedere 3, die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie. As hy beproewing oor 'n mens gebring het, ontferm hy hom weer, want sy liefde is groot. Dit is teen sy sin dat hy mense in ellende en beproewing bring. Geliefdes, wat jy sien, wat jy ervaar, wat jy hoor, wat jy beleef, as jy dig by God is. As jy alleen tyd persoonlik saam met God deurbring. Dit wat jy daar beleef is so onbeskryflik en so wonderlik, dat die diepste begeerte van jou hart is, om nader aan hom te beweeg, intiemer, so heerlik, dat jy nie genoeg kan kry nie, jy wil meer en meer hê. En God, hy stem in, hy luister na sy vriend se pleidooi, hy sal met hulle saamtrek. Maar Moses gaan nog verder. Nog net een ding wil hy van God vra. En geliefdes, hierdie is nie iets kleins nie. Laat my u magtige teenwoordigheid sien. Wat beteken dit? Wys my u heerlikheid, u Shekinah, u majesteit, u almag, u heiligheid, u alomteenwoordigheid, u onbegrensde andersheid, u onbeskryflike genade. Wys my u liefde wat alle verstand te bowe gaan. Ons moet verstaan, Moses het op hierdie stadium meer van God se heerlikheid beleef as enige mens tot dusver. Maar hy weet,
Hy het nog nie God se teenwoordigheid of sy heerlikheid ten volle beleef nie. Geen mens sal dit ooit ten volle beleef nie. Maar na die lelike ervaring van dit wat sy volk en sy broer gedoen het, wens hy net om al die lelik uit te vee. En daarom vra hy om die teenwoordigheid van sy God te kan sien. En weer eens sê God ja. Hy maak sy kind toe in 'n rotsskeur. Hy roep sy naam uit oor sy kind en dan gaan hy in sy magtige teenwoordigheid by Moses verby, sodat Moses hom van agter kan sien, want niemand kan die aangesig van God sien en bly lewe nie. En dan is God en Moses weer op Sinai. En weer word die wet neergeskryf. En geliefdes, hierdie keer, as Moses afkom, skitter sy gesig so van die heerlike teenwoordigheid van God, dat hy 'n sluier moet dra, sodat die volk nie bang is nie. Nie meer Moses wat sy gesig toemaak nie, omdat hy bang is vir die Here nie, maar die volk wat bang is vir Moses, met die ligglans van die heerlikheid van die Here op sy gesig. Die volk het berou, hulle het geskrik, maar hulle sou voortgaan om te kla, te murmureer en af te dwaal na afgode. Moses, leer my meer van u, leer my u wil, sodat ek kan doen wat u van my verwag. Geliefdes, vir party mense is dit genoeg om God op standby te hê. Vir daardie oomblik wanneer ek hom nodig het, vir daardie oomblik wanneer hy vir my iets kan doen, vir daardie oomblik wanneer hy my moet red. Die hartseer saak is dat 'n mens dit baie dikwels al by katkesante sien. Vir party is dit 'n plig, 'n swaar las, iets wat hulle doen omdat ma en pa gesê het ons moet dit doen. Vir ander is dit die begin van 'n heerlike avontuur. 'n Reis om te bou aan die belangrikste verhouding van hulle lewe wat eindig in daardie punt wat Job bereik het. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien. Geliefdes, daar is niks wat erger is as dat God na sy kinders kyk en sien dat hulle so hardnekkig is, dat hy sy rug op hulle draai en dat hy nie die toekoms saam met hulle wil ingaan nie. Ek weet, ek is nutteloos, ek is waardeloos. Sonder God is ek niks. Ek soek nie wat God my kan gee nie. Ek soek na wie hy is en ek wil vra dat hy altyd asseblief net by my moet bly. Mag dit die begeerte van elkeen van ons se hart wees. En so word COVID-tyd en grendeltyd genadetyd. As God die pyn en die seer gebruik om ons nader en nader aan hom te trek. En as dit met ons gebeur, as ons meer van God geleer en ervaar het, en as God die middelpunt van ons lewe geword het, dan was al die pyn en al die seer die moeite werd. Is dit die diepste honger en dors, die diepste begeerte van jou hart, my broer, my suster? Dat God sy hand op my lewe moet plaas, my in besit moet neem. Die teenwoordigheid van die Here in my lewe, dit is om hemelse vrede op aarde te beleef. Dit is 'n gebeurtenis van onbeskryflike heerlikheid. Die lig van God wat my lewe so verlig, dat ek verblind word deur sy heerlikheid.
Maar geliefdes, vir jou en vir my gaan dit nog 'n stappie verder. In die Nuwe Testament, Johannes 14, sê Filippus vir Jesus, wys ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. In Johannes 15 vers 15 praat Jesus met sy volgelinge en hy sê, ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, ek noem julle vriende. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Geliefdes, vir elkeen vir wie God en sy teenwoordigheid onontbeerlik is, vir elkeen vir wie die teenwoordigheid van God die hartklop van sy of haar lewe is, maak seker dat jy jou tent van ontmoeting oomblikke met jou God het. Alles het verander. Die mat is onder ons voete uitgeruk. Die onbekende lê voor. Wat wil ons hê? Wat sal ons gelukkig maak? Waarheen is ons op pad? Hoe lyk die toekoms? Ek weet nie. Al wat ek weet is dat ek dit nie alleen kan binnegaan nie. As die teenwoordigheid van God nie elke treetjie van my pad saam met my trek nie, dan is daar geen sin in nie. En so praat God met ons, sy kinders, soos met vriende. Sy vriende wat met hulle hele hart sy teenwoordigheid soek. Luister na die woorde wat ons lees in 2 Korintiërs 3 vers 18. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Ons kyk nou nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ons net ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken, soos God ons ten volle ken. En nou geloof, hoop en liefde bly, hierdie 3, maar die grootste liefde is dat ons Verlosser sy lewe afgelê het vir sy kinders. Amen. Kom geliefdes, laat ons dan nou saam bid. Here, ons God, ons Vader, ons Skepper, ons Onderhouer. Ons wil leef in U teenwoordigheid. Ons gooi die deure van ons hart en ons lewe en ons siel wyd oop. En ons nooi U binne. Kom in en wees die middelpunt van ons bestaan. Ondersoek my, o God, ondersoek tog my hart. Kyk op of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. As ons by 'n kruispad in ons lewe kom, wil ons U stem hoor wat saggies agter ons sê, hier is die regte pad, volg hierdie een. Ek wil voel hoe dat U my hand vat en hoe dat U vir my sê, moenie bang wees nie, ek is by jou. Soos Henog wil ons met U wandel, ons troue lewende God. Laat U liefde van ons uitstraal, laat U almag met ons wees. Deurdrenk ons woorde en ons dade met U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ja, mag wat ons sê en wat ons dink, tog vir U aanneemlik wees, Here, ons rots en ons verlosser. Want ons is vreemdelinge in hierdie wêreld, o Here. Laat U heilige teenwoordigheid voor hierdie gemeente, voor elke lidmaat, voor hulle herderspaar en hulle familie wees.
U die wolkkolom bedags en die vuurkolom snags, wat rigting gee, wat beskerm, God met ons. En ons bevoorregte vriende van die Messias. Dit is waar. Daar is geen groter liefde as dat U U lewe vir ons afgelê het nie. Openbaar dan U heerlikheid aan ons, al sien ons net in 'n dowwe spieël 'n raaiselagtige beeld. En nou bly daar vir ons geloof, hoop en liefde oor. U liefde wat alle verstand te bowe gaan. Ons God wat liefde is. Amen. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan heen in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons almagtige hemelse Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees, is en bly met julle almal, nou en tot in alle ewigheid. Amen.